Jesus sê daar in die bergrede in Matteus 5 vers 13 en 14 hierdie woorde: Julle is die sout van die aarde, julle is die lig vir die wêreld. Ek wil vandag met jou praat oor die tema: die Satan kan nie doen wat hy wil nie. Nou, die duiwel en sy werke word dikwels in die Bybel uitgebeeld as die magte van duisternis. Jesus word die lig genoem. En hy noem sy volgeling ook die lig vir die wêreld. Lig staan teenoor duisternis. Dit verdryf die duisternis. Die Satan en sy demone is die bewerkers van verderf. So skieme en virusse infeksie in die liggaam veroorsaak, bring Satan morele en geestelike infeksie in ons lewe, in ons verhoudings en in die samelewing. Die Christen wat waarlik sout vir en in die wêreld is, lê egter die duiwel en sy werk aan bande. So gelowige is 'n struikelblok in die pad van die duiwel en van hulle wat lief is vir sonde, boosheid en kwaad. 'n Gelowige wat bereid is om onverskrokke sout te wees, oefen druk op die bose uit en bring mee dat boosheid en sonde en vuilheid traag en skaam is om kop uit te steek. Elke mens het 'n invloed op die openbare mening, of dit nou positief of negatief, goed of sleg is. Deur nie standpunt in te neem vir wat reg is nie, en dit waarin jy glo nie, help nie om die waarheid en dit wat reg is te laat seëvier nie. Dis soos die wegbly stem tydens 'n verkiesing. Die omvang van die sonde en verderf in ons wêreld word bepaal deur die mate waarin die kerk daarin slaag of misluk om sout te wees. En mense hoor dikwels daardie bekende woorde wat so lui: in order for evil to proceed, all that must happen is for good men to do nothing. Ons mag dit nie toelaat nie. Die duiwel kan nie maar net doen wat hy wil nie. Solank die kerk van Christus op aarde is, wil die Gees van die Here ons gebruik om die bose teë te staan. Sal ons nie die Here vra om ons hierin te help nie. O Here, deur u krag wil ek aktief meewerk om die bose en die duisternis te verdryf. Ek vra dit in u naam. Amen. Sterkte vir jou, tot volgende keer.